Ek het hom. Okay. So hier is nou nie om te herinner wat jy moet gaan doen as jy by die huis kom nie. Want as jy nou soos ek het, ons is 5 in die huis, ek het 3 tieners en Leon en ek, en dan voel ek doen elke dag was goed. Dit is, my arme wasmasjien is overworked en underpaid. Ongelukkig. Die vers wat ek gou op my hart het, wil ek vir julle lees, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou. Almal sê nou. Ja, nou, nie later nie, nou. Wanneer die ware aanbidders, die Vader, die Gees, en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê, dat die mense wat hom aanbid, moet dit so doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en waarheid aanbid. En Suzette is so bietjie eintlik, ons vloei so in mekaar, sy het klaar gekry, nog nie heeltemal klaar gekry, maar ek sal vir jou klaar maak vandag, okay. En weet, as ons so voorberei, en dan begin ons by een punt, en as ons weer sien, dan gaan ons na 'n ander punt toe, en dan dink ek, Here, ek het eintlik hier begin, maar meer tyd ons saam met die Here spandeer, en vat die Here ons na die pad toe. En ons vertrou vandag, dat elke persoon wat hier sit, het 'n verwagting. En Tilly het vir my baie mooi gesê, toe ek vir haar gesê het, ek is eintlik net ek en Leon, ons doen die kinderbediening by Lewende Woord, as ek myself moet voorstel, en sy sê, imagine, jy 'n klomp kinders hier voor jou sit. En dit is eintlik wat jy in die oë van die Here is vandag. Jy is syne. Jy is sy kind. En jy sê, Here, hier is ek. En ek ontvang U. En ek wil U hê. Want wat vir my lekker is, wanneer ek die kinders aanbied, hulle sit met 'n verwagting. There's an expectation. En ek sê altyd vir my kinders, if you aim at nothing, you will definitely shoot nothing. So ek vra, Here, wat wil ek vandag hier hê? Ek het 'n doel, hoekom ek hier is vandag. Ja, is om U lief te hê, want dis ons eerste prioriteit. Maar Here, U het gekom en U het 'n werk in my, U moet 'n werk in my doen. Of Here, U het my geroep vir iets. Of ek wil net meer van U weet, en ek wil nader aan U wees. En vandag, wil ek vir sê, ek vertel vir julle die storie van die vrou, die Samaritaanse vrou. En wat gebeur is, sy gaan na die put toe. Jesus het gekom en hy het deur Samaria na Sigar, né? Klink op soos 'n sigaret. Okay. Ek se kinderbediening, ek maak prentjies. Wie se prentjie mens? Ek het net gehoor, as jy mag wees. En ek meen, hy gaan sit daar, hy stuur sy disippels weg, en hier kom 'n vrou. In my kop dink ek, Here, wat sou gebeur het as die vrou gekom het en sy disippels sou was, sou die impak so groot gewees het. Want as die Here na jou kyk, hy sien geen van dit, want sy het nou klaar gesê, en ons gaan nog op dit vat, die tipe mens wat sy was. En hoe die Here na jou kyk, is hy kyk na jou en hy sê vir jou, ek sien jou. Niks van dit wat jy gedoen het, sien ek eers raak nie. Ek sien jou. Maar ek dink sy disippels sou dit raak gesien het. Want die Here sê baie keer ons met mekaar nie, en dit is wat ek vir jou sê. Wanneer ons kinders het, gereeld, sê ek, Here, ek moet my kind nie in die vlees sien nie, maar in die gees. Want God is gees. En wanneer ek na my kinders kyk, sê ek, Here, wys my wat jy sien, want wat ek sien is nie dit nie. Maar Here, wys my, want die Here sê, ons moet so na mekaar kyk, Here, wat sien ek? Want as ek na jou sal kyk, en my eie opinie sê, gaan dit skade bring. Maar hy het tyd vir haar gemaak, en uiteindelik dink ek, sy disippels as prins weggestuur. Want hy het nie eens geëet daai dag nie. Hy was net soos hy was moeg, maar hy het ook geweet, it's coming, hy het dit kom. En so wat gebeur het, is hy het 'n tyd gemaak om met haar alleen te wees, want hy het die ware sy gesien, maar hy moes dit uit haar uitbring. En wat gebeur het is, as my ding dit doen. Okay, so sy kom nou toe en hy praat met haar, en sy sê, eintlik dadelik sê sy, okay, maar gewoonlik, Jode praat nie met Samaritane nie. Sy sê ook nie mans met eintlik vrouens nie. En hy sê vir haar, want dit is kan ek my slide kry? So ek is altyd so vinnig. Dis die met die sirkeltjies. Daar's sy. Okay. My eerste sirkeltjie gaan wees, God wil jou ontmoet waar jy is. En hy sê vir jou, en hy sê vir haar, sal jy vir my iets gee om te drink? En sy sê, maar jy het niks om jy te skep nie. En hy sê vir my, as jy weet wie met jou praat, en wat ek het,
En dit is eintlik wat sy nie bewus was op daai stadium nie, was dat hy het vir haar water, hierdie ding is heeltemal te... Ja, ek gaan terug sit. OK. Hy het vir haar water. Maar daar's water wat ons drink, want ons liggaam het dit nodig. Maar daar's 'n geestelikheid, 'n vervulling wat kom. Nou 'n man sê nie vir sy vrou net op die troudag, hy's lief vir haar nie. En net nooit weer nie, want dit is terrible. 'n Vrou moet gekoester word, sy wil elke dag hoor, sy is lief aan, dis 'n verhouding aan wie jy bou, aan wat jy bou. So, julle moet vir mekaar, dis nie net een dag nie, en nou is dit verby nie. Dit is elke dag. 'n Huwelik is iets waar jy aan bou. Elke dag werk jy daarna. Elke dag sit jy by. As jou man nou net vir jou gesê het op die troudag, hy's lief vir jou, dan moet jy asseblief vir hom sê, hy moet dit weer sê. OK, so hy kom en hy gee vir haar water, my triek werk nie. Want ek's te laag, mense. Ek gaan nou eers drink. En hy gee vir haar water. En hy sê, in Openbaring, en die vraag is, God wil jou ontmoet waar jy is. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur. Ek klop. En as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. En saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Baie kere sê ons, Here, waar is hy? Maar die Here sê, ek staan by die deur, staan en klop die hele tyd. Daar's nie 'n handvatsel aan sy kant nie. Daar's net 'n handvatsel aan jou kant. Die Here sê, maar ek staan, ek is hier by jou, ek is nie ver van jou af nie. Jeremia 29 vers sê, hy weet die planne wat hy vir jou het, hy weet is planne van voorspoed, nie teëspoed nie, maar as jy net so bietjie aflees, sê hy, maar soek my in alles wat jy doen. Soek jy my, want ons dink, Here, U is ver van my af, maar eintlik is God nog nooit ver van ons af nie. Ons was net bietjie verder van hom af. En die Here sê, ek klop, ek staan, ek gaan nie ophou nie, it's gonna be like this. Dis wat my kinders doen as ek op die toilet is. Dis verskriklik, as ek toilet toe gaan, wil almal met my praat, ek is soos, bly weg, verstaan julle nie, dis my wegkruipplek. So Jesus maak tyd vir jou. My vraag is aan jou, waar is jou put? Sy's by die put. Wat is jou put? Waar is jy? So ons kom in verskeie tye van ons lewe wat ons by die put is. Partykeer as ons jonger is en jy sê jong, wie's baie jonkie so, wie's 20 en onder? Daar's sy, baie. 20 en 30, 30 en 40, 40 en 50, 50 en 60, hey, 60 en 70, en ek hou daarvan, en julle lyk nog so jonk. En weet jy wat? Daar kom verskeie tye in ons lewe wat ons by 'n put is. En die Here sê, wat is jou put? Waar's jy, waar hy jou moet kom ontmoet? En as jy jonk is, en is dit dalk jou akademie. As jy jonk is dalk dinge wat jy deurgaan wat vir jou moeilik is. As jy dalk 'n student is dit goed wat jy moet face. Dalk is dit, as jy getroud is. Moenie so ek maak jy, ek het die kasse deur afgeruk met een hand. Ek was baie kwaad. Maar dit was my eie skuld. Want ek het gekies. En ek het soos sy gesê, ons het gegroei daarin. Is dit jou werk? Is dit jou kinders? Is dit daai uitdaging wat sê, Here, ek weet nie hoe om dit te doen nie, en my put voel so diep, maar die Here sê, hy ontmoet jou, waar jy is. En dan sê hy vir jou, hy ken jou behoeftes. God weet klaar van jou af. Hy weet alles wat jy al gedoen het. En weet jy wat? Dis wanneer jou kinders na jou toe kom en hy so kyk, en sy oë en hy sê, Mami, maak ek so vir Devin wat? Jong, ek wil net vra. Dan weet ek, iets is op pad, want hy het altyd so 'n manier wat hy iets doen. En die Here weet, jy hoef nie sy arm te draai nie. Jy hoef nie, hy ken jou behoeftes. Weet jy wat was vir my die mees amazingste ding? Toe sy aankom, het hy klaar gesien sy die behoefte vir liefde. Vir ware aanvaarding in haar lewe.
Want sy het dit nog nie ervaar nie. Ek meen, sy was 5 keer getroud en die man wat sy nou het is nie 'n man nie. Sy het 'n behoefte gehad om ware liefde te ken en sy het dit gaan vind in iets anderste. Want miskien het sy nie geweet as kind nie. Hy bied vir haar iets aan en sê, ek wil vir jou iets gee. Hierdie ding is stuk, ek gaan hom weggooi. Hy is eintlik veronderstel om so 'n triek te doen, maar nou wil hy nie. Hy sê, ek wil vir jou iets gee, en jy sal nooit weer dors nie. En sy dink, ek wil nie put toe kom nie. Die rede vir dit is, ek kom in die warmste tyd van die dag, want ek hoef niemand te face nie. Want ek voel die shame en die skaamte in my lewe vir die keuses wat ek gemaak het, want dit is vir my die ergste. Ek voel nie gelukkig met myself. Dit sê vir my, daar's 'n bewustheid, van sy weet wat sy doen is nie reg nie. Maar nog nooit het iemand die hand uitgestrek, toe om vir haar te sê, kom ek help jou nie. Want dit was nog nooit daar vir haar gewees nie. Dis nie nou kultuur, dalk om dit te doen nie. En hy sien die behoefte en sy weet dit wat sy doen en sy voel die skaamte in haar. Sorry, ek kan hom nou sluk. Ek hoes die hele dag, ek het nog 'n slegte voet toe sy gehoes het. En die verse wat die Here my gegee het is Matteus 6 vers 8. Want julle Vader weet presies wat julle behoefte is. Selfs nog voordat julle hom gevra het, weet hy wat sy begeerte in jou hart. Hy sê Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Ek sê altyd, God het 'n stoorhuis. Maar nou dink jy rykdom? Nee. Dis in baie dinge. Dis in vreugde, liefde, die dinge wat ons nodig het om ons te vervul. Want ons het behoeftes en ons het begeertes. Ons behoefte is om geliefd te wees. Ons begeertes is om dinge te doen wat die Here vir ons voorgeroep het. Here, ek het 'n behoefte. Ek is geroep om 'n kunstenaar te wees, maar ek het 'n behoefte, ek het 'n begeerte om 'n kunststuk te doen. Of ek het 'n begeerte, Here, ek wil gaan sing, maar ek het 'n begeerte om by 'n skool in te kom. Here, ek is kreatief. Ek wil bakskool toe gaan. Ek het 'n begeerte, Here, om dinge te doen en die Here sê ek sien dit, want ek het dit in jou ingesit. En hy sê Psalm 37 vers 4 sê, vind jou vreugde eerste in die Here. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Want as ek in die Here is, het ek 'n vreugde wat my nooit sal terugtrek en aftrek nie. Want baie keer is ons wie was al so down, dat jy regtig net voel jy's in hierdie bubble. En jy voel, ek kan nie die stem van die Here hoor nie, dit is onmoontlik in my lewe. En die Here sê, maar dit is nie, ek weet wie jy is. En my hart is vir jou. Hy sê teen jou nie. En nou praat hy met haar, en hy sê vir haar, en hulle gesels nou heen en weer, en wat hy doen is, hy stel homself eintlik al, en jy sien dit min in die woord, waar hy eintlik hy het al 3 keer in daai hele Johannes 4 gesê, wie hy is. Dis min wat hy dit vir ander mense sê, maar hy ontbloot homself, en hy sê vir haar, ek is daai persoon. En die Here kom en hy sê vir jou, ek is wie ek is. Ek is wie ek is. En jy weet wie jy is. En sy is soos dit het 'n rukkie gevat. Want dit was vir haar bietjie, baie keer met dit wat sy deurgaan, was haar emosies dalk bietjie groter. En was bietjie meer. Maar wat gebeur het, is sy besef toe nou, eers hierso, waar hy haarself, wat sy sê, want hy sê toe vir haar, wie is jou man? En sy sê, ek is nie getroud nie. Hy sê, die 5 wat jy gehad het, was nie jou nie, maar die Here sê, die een wat jy nou het, is ook nie jy nie. En sy sê toe vir hom, maar jy is seker 'n profeet. En sy begin so met tyd. Want hoe meer tyd ons in die Here spandeer, hoe meer tyd begin ons herken, en ons kan sien die dinge van die Here in ons lewe. En wat vir my mooi was, is hy het die waarheid aan haar blootgestel sonder oordeel. Sy het eintlik tot insig gekom. En dis wat die Here doen, baie keer die Heilige Gees is 'n gentleman. He comes to you, and he reveals to you.
Want hy kan nie vir jou sê ja of nee nie. Jy moet dit besef. Dis in jou krag en in jou maag. Want hy het jou nie 'n robot gemaak nie. Hy het nie vir jou gesê, jy gaan, jy sal, jy moet. Hy wil hê, dit moet vir jou soos 'n awakening wees. Maar die vraag is, en wat hy openbaar daarna, en toe hy vir haar gesê, dit is nou die tyd. Dan vra hy, waarin vind jy jou identiteit? En dit is 'n groot ding waar ek oor praat vandag. En ek weet, ons praat baie keer daaroor, maar ek gaan nie so sosiale media praat nie. Want dit is 'n groot fight in ons huis. Ek weet nie of wie beklei daaroor in hulle huis. Wees eerlik. Dit so. Vir wie is dit self 'n probleem? Jy het nie eens kinders nodig nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. As jy weer sien, dan is jy op 'n short. En dan sê ek het nie tyd om met die Here te spandeer nie. En dan kyk jy shorts vir 'n uur. En dan haal jy hom af. Want dit wat 'n struikelblok is vir jou, haal jy af. Jy verwyder dit. Net nie die Bybel nie, asseblief. Hou die Bybel app op. Hy is nie 'n struikelblok nie. Dit moet daar wees. Maar enigiets, ek het YouTube afgehaal van my foon af. My kinders is nou die dag, het jy nie YouTube nie? Nee. En hulle weet hoe voel ek daaroor. En ons het dalk gestry in die huis en 'n hele ding oor TikTok en allerlei dinge en ons het gereeld Instagram en Devin is nou by die punt wat hy al sê wat ek van hou, want ek het 'n tweeling wat nou net Sondag 18 geword het en my seun word 20 in Desember. So mamma, ek het 'n bietjie mooi gaan dink. Want dis eintlik wat ek en Leon doen. Ons kan net soveel insit, maar ons sê altyd the conviction of the Holy Spirit. Dis wat ons oor ons kinders bid. Die oortuiging van die Heilige Gees. Want God soek iemand wat hom aanbid in waarheid en in gees. God is gees en hy praat met ons geesmens. Maar die waarheid is die woord. En weet jy wat, ek en my kinders die soveel as moontlik, ek dink baie keer het op 'n stadium met hulle oë gerol, dan seker rol jy oë vir my. Maak hulle so. En hulle sê altyd, mamma, maar jy's 'n pastoor se vrou. Jy preek. Dis wat jy doen. En dink ek, nee, ek doen nie regtig, want ons ry een aand, ek wil net sê, ons ry een aand, en Nana sê, ek wil jou net iets vertel wat gebeur het, en vra sy my, wat is jou opinie? Ek het skors begin. Dus sy sê, maar dis 'n preek. Dus ek weet nie om dit anders te sê nie, want ek gebruik die woord, maar sy sê, dis preek. Dus ek, ek volg die woord, Hanna, ek weet nie wat om anders te doen nie, dit is, ek doen wat die woord sê. Dus sê ek van my, as ek nou nie 'n pastoor se vrou was nie, wat sou ek dit dan genoem het? Dan sou jy my woord gevat het, as dis motivering, dis bemoediging, dit is 'n input, so sê hy so sin, Maar waarin vind jy jou identiteit? 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. Sê vir die persoon langs jou, kind van God. En ons is dit ook, sê die woord. Hoe is ek dit? Die oomblik wat ek sê, met my mond moet ek bely, met my hart moet ek glo dat Jesus Christus my gesterf het aan die kruis, hy is my saligmaker en ek is lief vir hom. Dit is hoe ek dit doen. En hy sê ook, en die wêreld ken hom nie, omdat die wêreld weet nie van hom nie, want hulle ken hom nie. They won't know it. Dis hoekom alles vir mense, strangers, dis hoekom die konflik groot is, want hulle ken nie die woord nie, hulle ken nie die waarheid nie, en jou plig is om in die waarheid en dis in die woord tyd te spandeer. Ek sê altyd vir my kinders, en elke tiener wat na my huis toe kom, elke keuse word 'n gewoonte. Elke gewoonte word deel van my identiteit. En my identiteit word deel van my natuur. Want ek doen dit die hele tyd. En jy sê, Jackie, ek kan dit nie, ek het 'n slegte gewoonte, ek wip. Ek weet ek is 'n pro-wipper. Jy kan nie glo nie, ek het dit nie by my ma gedoen nie. Want ek het die uit gekry, en dan weet ek waar is die lyn.
Maar met tyd is daar dinge wat jy self in jouself, as jy dit ontwikkel het, kan jy dit afleer. Maar elke keer, as jy 'n keuse maak, so kom, gaan vandag en sê, kom ek maak 'n nuwe keuse, en as ek vandag dit val, en ek maak dit nie reg nie, maar beteken moenie opgee nie, môre staan ek op, en ek doen dit weer, want elke keuse wat ek gaan maak, gaan 'n gewoonte word, gaan deel word van my identiteit, en deel word van my natuur, en dan gaan ek dit net natuurlik uitleef, want dit gaan deel wees van wie ek is. Ons identiteit is uiteindelik dan gewortel in wat ons oor God en onsself dink. Dis eintlik waar dit lê. En hy sê hierso, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe een het gekom. Toe Nikodemus by Jesus kom en hy sê, hy het tyd gemaak, hy het so sneakie bietjie weggekruip en hy het ingegaan, want hy was bang iemand sien hom. En hy gaan sê vir hom, Rabbi, so herken iets, want onthou Nikodemus het die woord geken, en hy sit by hom en hy sê, Rabbi, hoe doen ek dit? Wat is dit wat jy doen? Here sê met jou hart, jy moet weer, you need to be reborn. Maar moet ek teruggaan na my moeder se skoot? Nee. Dis wanneer ek met my mond bely en met my hart glo en daai keuse maak van my lewe dat Jesus my Christus is. Sodat ek wanneer ek die keuses maak, die woord ken, dat ek die regte keuses maak. Hy sê hierso ook, Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Sodat wanneer die leuns van die wêreld kom en sê dit is so, dan kan jy sê nee, dankie. En miskien kan hulle gaan dit nie verdra nie, miskien kan hulle nie dit staan nie, dis okay. Maar jy staan net vas. Staan vas in die woord van God. Hy sê hier, so miskien is jou identiteit vasgevang in die verlede of in vals woorde wat oor jou uitgespreek is. Dat jy dalk moontlik foute gemaak het of jy dalk 'n vrees vir die toekoms. Ek het al baie foute gemaak, ek is nommer 1 in die ry, heeltemal. As dit by my kinders kom, het ek al genoeg foute gemaak. Maar ek is ook vinnig genoeg om jammer te sê. En dan 'n oplossing te vind. Want as jy nie kan jammer sê nie. En ek sê baie keer vir my kinders, ek dalk wil nie jammer hoor nie, maar ek wil jammer sien. In ons geval. En die ding is, jy het 'n verantwoordelikheid om jouself te omring, nie met ongelowiges nie, maar met gelowiges. En ja, die wêreld buite die Here nodig, maar wees sterk genoeg en bring jou span saam. Want die Here het elkeen lief, jy het 'n roeping. Jou identiteit is in die Here eerste. En nie wat jy doen nie. Dis nie wat ek doen nie vir die Here nie, dit is wie jy is in die Here, jou liefde vir die Here. Bring jouself. Soveel ouers vra vir ons konstant. Leon, praat oor die okkult met ons kinders. Praat met dit wat verkeerd is in die media. En dan sê ek vir hulle, okay, ons kan die hele tyd net oor dit praat, maar as ek my kind nie die woord van die Here leer en die waarheid nie, gaan hy nie dit ken nie, want die Gees binne in hom sê, Heilige Gees sê vir hom, iets fout. Want die Heilige Gees lei my. En wie wil gelei word deur die Heilige Gees? Definitief. Want dis die hele ding. Daar buite is ons nie by hulle nie. Hulle is alleen daar, en ons moet weet, dat Here, my kind is daar buite, en dit wat ek in hulle insit, is dit, Here, ek vertrou U dat dit genoeg is. Vertrou dat dit genoeg is, sodat my kind daar wees, gaan iets vir hom sê, ja of nee, en hy gaan reageer op dit. Dis waarvoor ek vertrou. Is dit vir jou geliefdes? Yes. Die wêreld sê een ding, ons praat baie keer oor identiteit, hoe die wêreld wil ons moet lyk. Dis baie waar. Die wêreld sê, ek het 'n opinie, maar die woord sê, die Here sê, ek sien jou deur die oë van Jesus Christus en nie jou verlede nie. En die woord is die waarheid. Baie mense het opinies, en ongelukkig baie keer as jy nie vastig is in die woord van God nie, gaan die opinie van iemand vir jou belangriker wees as die waarheid. En dit gaan vir jou baie skade bring. Emosies kan ook wees
Emosies kom en emosies gaan, maar mense besluit opinies uit emosies uit, en emosies verander elke dag, maar die woord van God sal nooit verander nie. Dit was gister dieselfde, dis vandag dieselfde, en dit sal môre dieselfde bly, en niks kan verander nie. En dan, ware skoonheid is deur jou gewig, hoe jou uiterlike lyk en of jy inpas. Dan pas ek nooit in nie. Nooit nie. Maar die Here sê, jy is waardevol, ek het jou gemaak, ek het jou gevorm. Jeremia 1 vers 5 sê, in jou moeder se skoot het ek jou aan mekaar gesit, hy het jou gekies presies soos jy moet lyk. En as enige iemand 'n probleem het, dan sê ek altyd vir my kleuters, please go talk to the big guy, if you have a problem. En dan sê baie keer mense, jy moet nie jou pyn wys nie, jy mag glad nie, dit is a sign of weakness, it's terrible. En mense sit daar en hulle dink toe, want die Bybel sê, confess your sins to one another, as jy daar iets is wat nie reg is nie, want die Bybel sê, vertel dit aan mekaar, wees daar, ondersteun mekaar, maak die las ligter. Die vyand soos in, ek is alleen. Die ergste ding is loneliness, is om alleen te wees. Dis waar die vyand jou die meeste het, en wanneer jou die meeste grind. Want dan smokkel hy met jou kop. Regtig, dit is verskriklik. Want onthou, hy kan nie, ek sê altyd vir Leon, dis die hele ding. As die Here, die duiwel is so, hy kan niks create nie, niks nie. Maar alles wat God gemaak het, moet hy kom en draai. So as hy jou sensitief gemaak het, God jou sensitief gemaak het, want sensitiwiteit kom van die Here af, die vyand gaan jou oorsensitief maak. So wees aandagtig. Maar weer die Here het 'n gawe en iets in jou ingesit, en die vyand sal dit kom en dit bietjie met 'n twist gee. Sodat jy net kan dit vir jou net so bietjie dit kompliseer. En dan, wat is die doel van my lewe? Haar hele storie. Hy vertel vir haar en hy bring haar tot insig en sy sit daai kruik daar neer, want die disippels het terugkom en gedink, ek praat nou met 'n vrou, maar hulle het nou maar niks gesê nie, want hulle vertrou nou Jesus. Die volgende oomblik, terwyl hulle met hulle praat, sit sy haar kruik neer en 'n insig in my kop, dis hoe ek dit sien. Kom sy agter, maar ek dink sy het die verhouding gesien tussen Jesus en sy disippels, wat dalk baie mooi was, want sy ken dit nie. Sy het nie groot geword waar verhouding belangrik is nie, en sy sien dalk die verhouding, sy sit die kruik neer en sy hardloop terug, en sy gaan haal 'n hele dorp. En weet jy wat vir my die mooiste ding? Sy was so, niemand het van haar dalk, dis hoe ek die storie sien, sy het gegaan in 'n tyd van die dag, wat dit nie vir haar lekker was nie, want sy weet, sy was verkeerd. Sy weet daar was oordeel, sy weet sy het skaamte gehad. So sy het 'n tyd van die dag gekies, maar die vrou, wat dalk al eintlik nie mooi behandel was nie, vergeet van dit. Sy hardloop terug. Sy gaan haal 'n hele dorp. Dis 'n instant forgiveness, wat jy ervaar, want as ek nou gehad het gesê, nee, hier is net myne. Maar sy het dit nie. Sy hardloop terug, sy gaan haal 'n hele dorp, wat teen haar moontlik was. Maar hulle kan iets in haar sien, want dit is wat die Here, as die Here jou vul, sien jy die glorie van die Here op jou gesig. Jy voel dit, jy voel ligter, en ek dink hulle kon dit sien in haar, en wat hulle doen is, hulle kom. Hulle bly nie agter nie, she's calling them, en die Here het 'n roeping in jou lewe, die Here sê vir jou, ek het jou geroep. Johannes 4 vers 39 sê, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde wat die vrou getuig het. Sy het 'n instant ministry gehad. En ons dink ministry is op hierso, maar dit is glad nie hier nie. Dis waar jy is, dat jy 'n sukses maak van wat jy is getrou in die mense wat om jou is, om hulle te bedien. Want as jy getrou in die klein, gaan die Here vir jou baie meer gee. Jou doel is nie om op die verhoog te wees nie, jou doel is om die koninkryk van die Here te gaan verkondig, en dit te doen wat die Here wil jy moet doen, en 'n sukses daarvan te wees. Beste haarkapper, beste naal, beste bakker. En dis hoekom ek vir julle hierdie ook gewys het. Gees en waarheid. Dis amazing, dat so 'n klein dingetjie. Kyk, die een ding wat my kinders doen, ek het een kind wat ek weet, as hy ophang, gaan hy nie vasknyp nie. Dis Devin, hy gooi dit net so oor.
Maar ek is dankbaar hy doen dit. En dan knyp ek my lippietjies vas en dan sê ek, Here, hy het dit gedoen. It's very act. En dis nie hoe hy dit gedoen het nie. Maar Megan sê, strek hom so. Sy skud hom uit, soos ek al geleer het. Sy hang hom oor en sy knyp hom vas. Maar as die wind kom, dan knyp strek sy daai ding, dat die ding spat. En as die een wat sal gaan en sê, nee, ons moet eers alles afhaal. En hy moet in die sak kom. Elke kind is uniek. Maar dit is my amazing, dat deur 'n storm, as jy hierdie vat, hy lyk so klein. Maar as jy hom vasknyp aan daai draad, ouma hoor, kom reën, kom storms, kom wat, dit kom nie los nie. Dit is amazing. En hy's so klein, en dink ek, dit is die tegnologie en die hele reaksie om dit is net amazing. Maar dis eintlik, as jy daarna kyk, sê Here, hierdie is ek. Laat my in gees en in waarheid wees. So dit maak nie saak wat 'n storm na my kant toe kom nie, sodat ek kan sterk van 'n identiteit in die Here ken, sodat al ruk en pluk dinge aan my, ek gaan nie loskom nie. Ek gaan dit vasknyp. Want dis die Here wat gesê het, ek hou vas aan die woord van die Here, want dis die waarheid. Die woord is die waarheid. Getuig van God se goedheid en sy liefde, eerste bo alles. Nie om ons te verander nie, maar dat elke persoon dit sal ervaar. Want as ons probeer uit ons mag uit iemand te verander, gaan dit nie gebeur nie. Maar laat hulle die liefde van God ervaar, en dit is die belangrikste ding, en ek is so bly hulle het gesê, want jy kan doen wat jy wil deur alles en alles, is die liefde van God te ken. Wees net lief vir God. In Efesiërs 3 vers 16 tot 19 sê, ek bid dat hy deur sy gees die rykdom van sy heerlikheid, kan jy agterkom, Jesus is ryk ou, die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Hy wil in jou kom woon. En dat julle in die liefde gewortel sal wees. Wees in liefde gewortel. Gees en waarheid bring daai liefde. Dit bring. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wys en ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Jesus Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Mag jy weet dat jou liefde vir die Here jou so sterk hou, dat gees en waarheid in jou ook, dat die woord van die Here vestig jou, die gees lei jou en die liefde is gewortel in jou. So vandag wil ek jou vra, daai vrou het tot 'n roeping gekom. Sê Here, jy sit vandag dalk hierso. Ek weet nie of ek vinnig is of stadig is nie. Maar die Here, jy sê Here, ek weet eintlik jy het my geroep vandag vir 'n doel. Ek weet ek het 'n roeping. Is dit net my eie familie wat ek na die Here toe moet lei? Is dit net die mense by my werk? Is dit die mense waar ek gaan? Here, ek het 'n roeping in my lewe. Eerstens. En as jy voel jy het nog nie jou roeping gekry nie, wil ons saam met jou bid vandag en sê, Here, kan iemand net saam met my bid? Kan iemand my net help? Ek het nog, dalk het jy al jare terug gesê, ek het daai besluit gemaak en ek het die Here ervaar met dinge in my lewe het toegelaat dat ek voel ek is by 'n droë put en daar's niks vir my nie, maar dis nie die waarheid nie. Want die Here sê, as ek van hom drink, sal ek nooit dors word nie. Ek sal nooit hinker na ander dinge nie. So enige iemand wat voel vandag, Here, ek het 'n roeping en ek is nie seker waar my roeping gaan nie. Dalk is ek tussen studente, dalk is ek, dit maak nie saak nie. Here, roep my terug. Of kry my by die plek, Here, help my, bring die regte mense op my pad. Vandag, Here. Lei my, waar ek ook al heen gaan. Here, as ek 'n vertroue het in my werk om heen te gaan, Here, mag U naby my wees. Maar die Here sê, hy het vir elkeen 'n roeping, tot daai vrou te roeping God. En sy staan bekend vandag in die Bybel, in die woord van God, as die vrou wat die hele
dorp van Sigar tot bekering gebring het. Jy het dit in jou, die woord, die waarheid en die gees, en in liefde gevestig. Mag jy vandag hier weggaan en weet, dat vandag elke persoon wat jy gedeel het geweet, die liefde van die Here bo alles, in gees en waarheid. Dit was die hele boodskap wat deur gees en waarheid. Dankie Here. As daar enigiemand is voordat ons kom bid, ek dink ek is baie vinniger as wat ek moes gewees het. Maar as daar iemand is wat vandag gebed nodig het, dit hoef nie eers vir dit spesifiek te wees nie. Ons gaan net hier voor staan, as ek reg doen nie. Ons gaan hier voor staan en ons wil saam met julle bid. Dit moet nooit toelaat dat die vyand jou weghou en sê dit is te klein nie, want dit is nie. In die oë van die Here is dit belangrik.